Vriende, ek groet u vanmôre weer eens in die lieflike naam van ons Here Jesus, die Lam van God, wat vir ons geslag is, vir ons sondes gelei het, vir ons sondes aan 'n vloekhout vasgekruisig is. En vanmôre is 'n baie belangrike boodskap. Dis nie net 'n belangrike boodskap, dit is ook 'n baie kosbare boodskap wat ek met u wil deel. Die Here het regtig baie besonders met my gepraat deur sy woord. En ek wil regtig vertrou dat hierdie boodskap van vanmôre diep in die harte sal insny. En dat die Here diep tot elke hart sal spreek en dat die Here self ook vanmôre sy doel sal bereik in elkeen se lewe. Ons sê altyd die woord van die Here gaan net tot by die oor van die mens, maar die Here neem dit deur sy Heilige Gees na die harte toe van elke mens, elke hoorder, en hy spreek self met elkeen van ons deur sy woord en deur sy Gees. Ons lees vanmôre in Lukas 22 vanaf vers 7 tot 23 en dit gaan oor die instelling van die nagmaal toe hulle die Pasga ete geniet het in die bovertrek, Jesus saam met sy 12 disippels. Kom ons word net weer eens herinner aan hierdie gebeurtenis. Lukas 22 vanaf vers 7. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy, dis nou Jesus, Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil jy hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan, het dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so, neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens die wat bepaal is, maar wie daardie man, deur wie hy verraai word? Toe begin hulle onder mekaar te vra, wie van hulle dit tog kan wees, wat dit sou doen. Ons lees net tot so ver saam met die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net eers saam. Ons wonderlike Here Jesus, elke keer wanneer ons hierdie verhaal van u kruisiging en dit wat voor die tyd afgespeel het lees, dan gryp dit ons harte aan, dat u Here Jesus, die sondelose, die volmaakte, u wat God is en God was en altyd God sal bly, dat u die enigste ware offerlam vir ons sondes kon wees. Dat hy bereid was om 'n sondebeker te drink. Dat hy bereid was, Here, om vir die vloeke en die vuil en die lelik van die wêreld
aan 'n vloekhout vasgespijker te word en soos 'n offerlam geslag te word in ons plek. Maar dankie dat ons vanmôre weer eens gelees het, dat die liggaam vir ons gebreek is, soos daardie brood wat u bedien het aan die disippels, toe u die nagmaal ingestel het. En toe hy die wyn met hulle gedeel het, het hy gesê, dit is die bloed in my Nuwe Testament. U bloed is vir ons gestort, waardeur ons vrygekoop en beskerm word, waarvan ons verlos word van alle vloeke en sondes, gereinig in die bloed van die lam. Dankie dat ons vanmôre met hierdie boodskap net weer eens herinner kan word aan wat u vir ons gedoen het en deurgemaak het. En ons wil vra, Here, dat dit opnuut ons harte sal aangryp vir daardie offer wat u vir ons gebring het, terwyl ons dit nie eens verdien het nie. En ons dank u vanmôre daarvoor. In u naam bid ons dit, in Jesus se naam alleen. Amen. Ek lees net weer vir u uit ons geleesde gedeelte 2 teksverse, Lukas 22 vers 7 en vers 8. Ons het dit vanmôre gelees waar die Here Jesus sy disippels gestuur het om die Pasga te gaan voorberei, sodat hulle dit saam kon geniet. Lukas 22 vers 7 en 8 sê, en die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy, dis nou Jesus, vir Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. Gaan berei vir ons die Pasga, gaan kry alles vir ons gereed. Moes lees, die tafels was reeds gedek. Hulle moes net dit wat hulle saam geëet het, moes hulle net voorberei. En ons gaan daaroor praat. Ek praat vanmôre met u oor 'n geweldige, interessante en lerende en kosbare gedagte of tema, en dit naamlik die voorbereiding van die Pasga en die simboliek daarvan. As ons kyk hoe alles voorberei is deur alle jare in opdrag van God, en ons sien hoe dit in vervulling gekom het, letterlik, dan sien ons die simboliek in die voorbereiding van die Pasga. Nou vriende, ons gaan vanmôre fokus op die manier hoe die Jode die Pasga volgens God se voorskrifte voorberei en dit gebruik het. En dan gaan ons fokus op die simboliek daarvan wat vervul is met die Here Jesus se kruisiging op Vrydag 15 Nisan. Dis die Joodse maand, die 15de van die maand Nisan. Nisan is die eerste maand van die godsdienstige jaar in die Hebreëse kalender, wat Maart tot April volgens ons kalender is. Ons gebruik soos die westerse wêreld die Romeinse kalender. Die maand Nisan volgens die Hebreëse kalender is 'n 30 dae lange lengtemaand wat geassosieer word met Eksodus se uittog uit Egipte. Ons lees in Eksodus 12, ons gaan vanmôre ook heelwat daarin lees van die uittog uit Egipte land, hoe die Here hulle beskerm het. Dit is gekenmerk met die Pasgafees, wat die Jode juis nou van Woensdag, die eerste, dis alreeds verby, Woensdag, paar dae terug, na 6 tot Woensdag die 8ste April vier. Hulle vier dit in dieselfde tyd as wat ons nou Paasfees vier. Intussen, interessant hoe dit ooreenstem met ons Christene se Paasfees wat streng gesproke strek van Donderdag die 2de tot die opstanding Sondag die 5de April. En dan gaan dit eintlik nog aan, want ons sien dat die 6de, Maandag die 6de is ook 'n vakansiedag, want dit word beskou as gesinsdag. So die hele naweek word daar dus Paasfees gevier. Wonder hoeveel mense vier Paasfees. Wonder hoeveel mense verstaan die betekenis daarvan. Nou vriende, vanoggend het ons gelees
van die Here Jesus, wat 2 van sy disippels, naamlik Petrus en Johannes, gestuur het om die Pasga vir hom en sy 12 disippels in 'n spesifieke boefretrek te moes gaan voorberei. Volgens die evangelies het Jesus die Pasga saam met sy disippels geëet, wat 'n heenwyse na sy offer as die lam van God aan die kruis op Golgotha was. So ons sien ook baie duidelike simboliek in hierdie laaste avondmaal wat Jesus saam met sy 12 disippels geniet het. Die dag van die ongesuurde brode het, en jy moet nou mooi verstaan, die dag van die ongesuurde brode het op die donderdag 14 Nisan, donderdag 14 Nisan, dit verwys na die dag en die maand van die Jode, voor Goeie Vrydag aangebreek, en dan moes die Jode vir 7 dae slegs ongesuurde brode eet, want brood sonder suurdeeg is belangrik. Die suurdeeg verwys na die sonde, soos wat ons lees in 1 Korintiërs 5 vers 7. Maar ons het vanmôre in Lukas 22 vers 7 tot 23 het ons gelees, dat dit die dag van die voorbereiding vir die Paasmaal of die Paasete was. En nou is dit baie belangrik dat ons net sal onthou, die voorbereiding vir die Pasga het reeds op donderdag 14 Nisan begin. Daarom lê ek klem op die donderdag. Die donderdag het hulle fees reeds begin, die Pasga fees. Maar toe Jesus en sy disippels daardie aand, daar in die boefretrek saam geëet het, was dit iewers na 6 uur daardie aand, net nadat Vrydag 15 Nisan aangebreek het. So Vrydag het reeds 6 uur daardie aand aangebreek, toe die tradisionele paaslam nog geslag moes word. Paaslammers was nog nie geslag nie. Ek verwys nou na die paaslam wat uit tradisie eers geslag moes word op Vrydagmiddag 3 uur. Dit was God se opdrag. Die paaslam moes Vrydag geslag word, terwyl hulle Pasga reeds donderdag begin het. Daardie aand na 6 uur, of Vrydag 15 Nisan, toe Jesus en sy 12 disippels daar in die boefretrek saam was, het die Vrydag volgens die Joodse dagindeling reeds aangebreek, want die Joodse dag strek van 6 tot 6 namiddag. 6 tot 6 namiddag of 6 uur die aand tot 6 uur die volgende aand. Maar die lam kon nog nie geslag word nie. Die Here Jesus en sy disippels het alreeds donderdag begin om na die boefretrek te gaan, donderdag namiddag, en 6 uur daardie aand of daardie namiddag het 15 Nisan aangebreek, so hulle het reeds Vrydag het hulle begin om daardie Paasfees te geniet in die boefretrek. En onthou nou, die Pasga het hulle herinner aan God se bewaring van die eersgeborenes teen die dood, toe die doodsengel die nag deur Egipte land getrek het en al die eersgeborenes getref het wat nie onder die bloed van die paaslam beskerm was nie. Daar's geweldige simboliek waaroor ons vanmôre gaan praat. Almal was beskerm onder die bloed wat aan die deurposte van elke huis gesmeer was. Die eerste engel, die doodsengel, het verbygetrek wanneer hy die bloed gesien het. As voorbereiding moes elke familie op Vrydag, let wel, Vrydag 15 Nisan, 'n lam sonder gebrek na die tempel neem om deur die priesters aan diens geslag te word. Nou vriende, as gevolg van die baie families wat elkeen vir hulle 'n lam moes laat slag, was daar duisende lammers op die Vrydag geslag. Die bepaalde tyd was natuurlik 3 uur die namiddag, wat die lammers klaargeslag moes wees, wat baie druk op die priesters in die voorhof van die tempel geplaas het. Baie druk, want nou moet jy onthou,
Daar was 'n beperkte hoeveelheid priesters wat nou al hierdie lammers moes slag, want hulle was verantwoordelik daarvoor. Maar om die druk te kon verlig, het hulle besluit dat hulle reeds heelwat vroeër in die dag met die slagproses van die lammers begin het. As gevolg van omstandighede besluit hulle toe, nee wat, ons gaan alreeds Vrydag aand en dan nou Saterdagoggend gaan ons lammers slag. Maar kom ons fokus 'n bietjie op die lesse wat ons leer uit die voorbereiding van die Paasfees wat met Jesus se kruisiging op Golgotha vervul is. Want hierdie Paasfees het in vervulling gekom met die Here Jesus se kruisiging op Golgotha. Ons kan ook sien dat die instelling en die gebruike van die Pasga simbolies was, omdat ons kan sien hoe dit letterlik in vervulling gekom het met die laaste voorbereiding van die Pasga ete, wat aan ons as Nuwe Testamentiese heiliges bekend is as die laaste avondmaal, of dalk meer bekend as die instelling van die nagmaal, wat Jesus saam met sy disippels gebruik het, en wat 'n vooruitskouing van Jesus se offer aan die kruis was. Vir ons nou herinneringsmaal, wanneer ons die nagmaal gebruik, wat ons herinner aan die offer wat Jesus vir ons gebring het. Nou vriende, die eerste les is dat 'n lammetjie sonder enige gebrek voorberei moes word. Dis die eerste les wat ons leer in die hele voorbereiding van die Pasga. 'n Lammetjie sonder gebrek. Hy mag geen siekte gehad het nie. Hy mag geen gebrek gehad het nie. Hy mag ook nie 'n gebreekte been of iets gehad het nie. Hy moes volmaak wees. Hy moes gesond wees. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 5. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Daar word verskeie kere in die Ou Testament verwys waar God gesê het, 'n offerdier moet geen gebrek hê nie. Sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke, kan julle dit neem. En dan sien ons die simboliek van die Here Jesus, wat sonder enige gebrek vir ons geoffer is. Jesus was liggaamlik sonder gebrek. Johannes 19 vers 31 tot 34 sê, en dat die liggame nie op Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. So as hulle nie betyds gesterf het nie, as hulle later as 3 dae die middag sou sterf, dan moes hulle bene gebreek word. En nou sê vers 32 en 33, die soldate toegekom en die bene van die eerste een gebreek, want hy het nog gelewe. En kort daarna het hy gesterwe. Nou kan hy nie meer op sy bene trap om homself te stit nie, en dan druk sy longe sy asem toe. Dan staan daar, die soldate toegekom en die bene van die eerste een gebreek, en van die ander een wat saam met hom gekruisig was, saam met Jesus gekruisig was. Nou staan daar, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie, maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Wanneer daar bloedwater uit iemand se liggaam kom, is dit 'n teken dat sy organe ingegee het en dat hy of sy reeds gesterf het. Ons sien dis baie duidelik, die Here Jesus was liggaamlik sonder enige gebrek. En daarom het God die Vader nie toegelaat dat een been in sy liggaam gebreek sou word nie. Maar Jesus was ook sondeloos volmaak gewees. En ons vind dit so mooi vir ons uitgespel in Hebreërs 7 vers 26 en 27. Kosbaar hoe Jesus geestelik volmaak was. Daar staan geskryf, ons weet hy is God en hy was God en hy bly altyd God. Daar staan geskryf, want so hoëpriester was vir ons gepas. Jesus is ons hemelse hoëpriester wat vir ons elke dag by die Vader intree. Hy sê een wat heilig
onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondaars is. Met ander woorde, hy was heeltemal anders as sondaars, want hy was sonder sonde. En wat hoër as die hemele geword het. Dis so mooi, kom ek lees dit weer. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, in sy heiligheid, in sy volmaaktheid, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, aardse hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring nie. Jesus het nie nodig gehad om enige offer vir homself te bring nie, want hy was sonder sonde. En dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het, aan die kruis vir ons geoffer het, aan die kruis vir ons betaal het vir ons sondes. Maar vriende, ons sien ook op donderdag 14 Nisan, let nou mooi daarop, donderdag 14 Nisan is ongesuurde brode voorberei. Saam met hierdie Pasgamaal was daar ongesuurde brode. Dis op die donderdag voorberei. Ons lees dit in Eksodus 12 vers 8, daar staan, en hulle moet die vleis, en dis nou die vleis wat op die Vrydag, die lammetjie wat geslag is, daar die vleis, dieselfde nag eet, verwysende nou na, daar in Egipte land, oor vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. So hulle moet daardie brood en daardie lamse vleis in die bitterkruie doop en dit eet. Luister nou na Jesus se woorde, met die instelling van die nagmaal. Daar in Lukas 22 vers 8 staan geskryf, toe stuur hy, ons het dit gelees, toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. Gaan berei vir ons die Pasga, dat ons dit kan eet. Daar was nie 'n lam geslag nie. Hy verwys na die ongesuurde brood. Vers 15 tot 19 sê, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga saam met julle te eet, voordat hy ly, of voordat ek ly met 'n lang y. So Jesus wou die Pasga graag saam met hulle eet, voordat hy ly, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van daardie vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. En vers 19 sê, daarom neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Daardie brood wat Jesus gebreek het en vir hulle gegee het, was ongesuurde brood. En hulle het dit ook in daardie bittersous, het hulle dit gedoop en dit geëet. So baie duidelik sien ons, dat die Here Jesus vir ons die nagmaal ingestel het, met die brood wat gebreek moet word as bewys van sy liggaam. Maar vriende, daardie lam moes op 15 Nisan, dis nou Vrydag moes hy geslag word. En volgens voorskrifte nie later as 3 daardie middag nie. So dit is baie belangrik dat die lam op die Vrydag geslag moes word. Ek lees dat kommentaarskrywer sê dat daar duisende lammers op Vrydag 15 Nisan geslag is, soos dit die Here se opdrag was. God se opdrag was om die paaslammers voor Vrydag 3 namiddag klaar te slag. Hoekom voor 3 namiddag? Omdat 6 uur daardie aand breek die volgende dag aan. Dit sou Sabbat wees en dan moes die lammers klaar geslag wees en klaar voorberei wees, sodat alle families genoeg tyd kon hê om nog die paaslam te braai en die vleis saam met die ongesuurde brode te eet. Vleis en die ongesuurde brode in daardie bittersous
En in die proses het hulle die vleis dan en die brood in daardie bittersous gedoop. En daar's geweldige kosbare simboliek ook in daardie doopsous, daardie bittersous. Maar vriende, met die gebeure in Egipte land, het hulle reeds die Vrydag aand, by hierdie geleentheid, die Vrydag aand, net na 6:00 die namiddag, toe Vrydag 15 Nisan net aangebreek het hulle die lammers beginne slag. En hulle die bloed opgevang, om daardie bloed van daardie lammers aan die deure se deurposte en die bootdrempel van elke huis waar hulle daardie Pasga geëet het, dit aan daardie deurkosyne te smeer, sodat hulle die bewaring van God kon geniet wanneer die doodsengel verbygaan om die eerstgeborenes met die dood te tref. Ons lees in Exodus 12 vers 6 tot 8 staan daar geskryf. Nou kyk, gaan ons weer terug na daardie verhaal toe daar in Egipte land, daar staan geskryf, en julle moet dit, God se woorde, dit in bewaring hou tot die 14de dag van daardie maand. So die lammers moet in bewaring gehou word, hulle moet voorberei word vir die Pasga geleentheid, tot daardie aand van die 14de, dis die donderdag. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand, na 6, wanneer Vrydag aangebreek het. En hulle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die 2 deurposte, en aan die boodrempel, met ander woorde, teen die kante van die deur, en die bokant, die boodrempel van die deur, aan die huise waarin hulle dit eet, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Hoor nou die simboliek van hierdie paaslam, Jesus Christus, die Seun van God wat vir ons geslag is. Die lam van God wat vir ons geslag is, vir ons sondes geslag is. In Johannes 1 vers 29 staan daar geskryf, Johannes is saam met sy volgelinge, sy disippels, en Jesus kom na hom toe, en hoor nou wat sê hy. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê vir sy disippels, en hy wys so na Jesus, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die offerlam vir ons sondes, die paaslam, wat vir ons geslag is. Net nadat Jesus natuurlik vir Judas, by die instelling van die nagmaal, daar in die boventrek, uitgeklee het, as sy verraaier, het hy wat Judas is, die boventrek verlaat, en hy het na die hooggeplaastes, die hoëpriesters of die priesters van die volk toegegaan, en hy het Jesus verraai vir 30 silwerstukke. Hy het Jesus verraai, hy is omgekoop om Jesus te verraai. Intussen het Jesus en sy 3 disippels, naamlik Petrus, Jakobus en Johannes, na die tuin van Getsemane gegaan, want Jesus het geworstel met die sondebeker wat hy moes drink, waar al die sonde ingeskink was. En hy het vir sy disippels gesê, gaan julle een kant en bid vir my, waak saam met my in die gebed. En dan lees ons, terwyl hulle daar in die tuin van Getsemane was, het die Joodse owerhede en die Romeinse soldate saam met Judas Iskariot daar opgedaag by die tuin van Getsemane. En hy, wat Judas het Jesus verraai met 'n kus. Hy het Jesus gesoen en hom so aan hulle oorgelewer, en Jesus is in hegtenis geneem. En vroeg, daardie Vrydagoggend van 15 Nisan, is Jesus verhoor. Onthou nou, hy is die lam van God wat vir ons geslag moes word op die Vrydag. En hier vind ons die duidelike voorbeeld dat Jesus Vrydag vir ons geoffer is. Is Jesus verhoor, daardie Vrydagoggend is hy verhoor, en hy is tot die dood gevonnis. Op aandrang van die Joodse volk. Het Pilatus toegegee en gesê, dis reg, hy kan gegeesel word en hy kan gekruisig word. En luister nou na hierdie skrif. In Lukas 23 vers 44 tot 46 staan daar geskryf. En dit was omtrent die 6de uur,
Nou die 6de uur, tel nou van die nag is verby, van 6 uur daardie aand tot 6 uur die oggend, is die eerste 12 ure verby. Nou, die 6de uur beteken 12 uur, ons tel daai 6 ure by, nou staan daar, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, toe was Jesus reeds aan die kruis, toe daar duisternis oor die aarde gekom, tot die 9de uur toe, dan tel ons nog 3 ure by, dan kom ons by 3 uur die namiddag uit, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Duidelik sien ons dat Jesus op 3 uur, Vrydagmiddag, 15 Nisan, sy asem uitgeblaas het en gesterf het. Maar ons sien dat daar spesiaal voorberei was deur Petrus en Johannes vir die Pasga wat Jesus en sy 12 disippels daar in die bovertrek saam geniet het. Daar moes dan die ongesuurde brood, slaaie wat bestaan uit verskillende groen slaaie, dit was die tradisie, en 'n bittersous wat in 'n bakkie was, en natuurlik wyn vir die Pasga ete voorberei word. Die tafels was klaar gedek, hulle moes net hierdie ete moes hulle voorberei vir daardie Paasfees geleentheid. En ons kry die voorbeeld reeds in Exodus 12. Exodus 12 vers 8 wat sê, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Onthou, Jesus en sy disippels het nie 'n paaslammetjie geslag, sy vleis gebraai en daarvan geëet nie. Want hulle het vroeg daardie aand, daardie Vrydag aand, 15 Nisan, na 6 die namiddag, het hulle bymekaar gekom in die bovertrek om saam Pasga te geniet. En natuurlik was Jesus die paaslam wat op Vrydag geslag moes word. Jesus was die paaslam van God, wat 3 namiddag as die offerlam vir die wêreldse sondes moes sterf. Hy moes aan daardie kruishout vasgespijker word, en hy moes ly vir jou en my sonde, sy liggaam moes gebreek word, en hy moes sterf aan daardie vloekhout buite Jerusalem op Golgotha, ook bekend as hoofskedel. Petrus en Johannes het die Pasga sonder die vleis van die offerlam voorberei. As jy dalk daaroor gewonder het, onthou, dit was sonder die vleis van die offerlam, maar wat het Jesus en sy disippels dan saam geniet? Dis die vraag, wat het hulle saam geniet? Daar moes ongesuurde brode wees, slaaie soos ek reeds gesê het, verskillende slaaie, ons het 'n bietjie gaan nalees, groenblaarslaaie en allerhande ander slaaie wat hulle net so geëet het, 'n bittersous wat in die bakkie was, waarin hulle brood gedoop het, en wyn vir die Pasga ete. Die wyn was daar vir die instelling van die nagmaal. Dis wat hulle moes voorberei. Jesus is natuurlik die brood van die lewe. Daarom sê hy, my liggaam is vir julle gebreek, en daarom moet julle gedurig nagmaal gebruik as herinneringsmaal dat my liggaam vir julle gebreek is. Johannes 6 vers 35 en vers 48 sê Jesus is die brood, en daarom verwys sy liggaam wat vir ons gebreek is na daardie nagmaalsbrood wat gebreek word. Baie duidelike simboliek. Die simboliek van die bittersous is vervul in Matteus 27 vers 34 waar ons lees, en hulle het vir hom asyn gegee met gaal gemeng om dit te drink, en toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Sien nie duidelik, sien ons soveel simboliek in die manier hoe die Pasga voorberei is en hoe dit in die kruisgebeure van Jesus Christus vervul is. En dan sien ons, elke gesin moes die Pasga op hulle eie eet.
Maar Jesus het bepaal dat hy die laaste Pasga saam met sy disippels in die boventrek gaan geniet. Die Here Jesus het dus nie saam met sy familie hierdie Pasga ete voor sy dood geëet nie, maar saam met sy disippels. En nou lees ons die instelling daarvan in Eksodus 12 vers 4, maar as die huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem en volgens die sieletaal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. So, hulle het dit soos bure en as gesinne en families saam geëet. Maar Jesus het die Pasga saam met sy, nie saam met sy aardse familie geëet nie, maar saam met sy 12 disippels, wat vir 3 jaar aan sy sy was, wat naby aan hom was, wat elke dag met hom gekommunikeer het, en met hom geassosieer het, en al sy wonderwerke beleef het, en elke dag in Jesus se teenwoordigheid was. Hulle was die naaste aan hom, en Jesus het hulle bitter lief gehad. Ek wil ook glo dat hy vir Judas lief gehad het, want die woord sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy vir ons aan daardie kruis gesterf het. En daarom was die boventrek hulle laaste en hulle spesiale plek van byeenkoms, waar hulle daardie Pasga saam gevier het. Maar vriende, laastens kyk ons na die vryspraak en die verlossing wat deur die bloed van die paaslam bewerk is. Vryspraak van ons sondes, verlossing van ons sondes en van ons vuil en lelike lewe. Jesus verlos ons van ons sonde en maak ons vry. Esegiel 12 vers 7 sê, en hulle moet van die bloed van die lam, en dis nou die simboliek, bloed van die lam neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boordrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. En dan sê vers 12 en 13, want ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed, en nou kom ons by die punt, die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipteland tref nie. Die bloed van die lam dien as vryspraak, dien as beskerming. Selfs daardie doodsengel gaan verby. En so sal die engel van die duisternis, die Satan se demone verbygaan, as hulle die bloed van die lam in jou en my lewe ervaar en sien. Geen wonder dat die boek Eksodus verlossing beteken nie, want dit dui op die verlossing en die bevryding van die volk Israel in en uit Egipteland. Die Here het hulle daar die laaste dag, daai hele tyd beskerm, maar die laaste nag het hy hulle beskerm onder die bloed van daardie onskuldige lammetjie wat moes ly, wat geslag moes word, wie se bloed aan daardie deurposte gesmeer is, en die Here het hulle daarna het hulle uitgevat en het hulle bevry uit Egipteland. So word ek en jy ook bevry van ons sondes. Ons word verlos van ons slegte en vuil lewe en ons begin 'n nuwe lewe saam met Christus. En daarom het die bloed van die lammetjie in Egipteland simbolies verwys na die bloed van Jesus Christus, waardeur ons die verlossing en die bevryding van ons sondes ontvang het, en waaronder ons ook beskerming kan geniet, wanneer ons die bloed van die Here Jesus oor ons pleit. Onder die bloed van die lam Jesus Christus kan ons sy beskerming geniet. En vriende, met die instelling van die nagmaal het Jesus gesê, daar staan geskryf, Lukas 22 vers 20, net so
neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Die Nuwe Testament in my bloed. En dit is dat die bloed van Jesus Christus ons reinig en verlos van ons sondes. En ek wil vra, is jy al, wat na my luister, 'n bloedgewaste kind van die Here? Kan jy sê, Jesus het my rein gewas in sy kosbare bloed, my vrygespreek en ek is sy kind? Daar's nog 2 skrifte wat ek vir u wil lees en sluit ek af. Efesiërs 2 vers 13 wat sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, verlore was, sondaars was, vuil sondaars was, sleg was, nie naby Jesus wou kom nie, nou naby gekom deur die bloed van Christus. En dan sê 1 Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Deur die bloed van die lam is ons losgekoop van ons sondes, is gewas van ons sondes, is rein gemaak in die bloed van die lam. En onder daardie bloed van die lam geniet ek en elke ander kind van die Here wat hom liefhet en wat waarlik onder die bloed beweeg, ervaar ons sy beskerming en sy genade. Vriende, ek vra weer, wat na my luister, is jy vrygekoop, is jy gewas in die bloed van die lam? Jy moet jouself antwoord. Indien nie, buig vanmôre voor Jesus, die offerlam van God, wat gehang het aan daardie kruis, om vir jou sondes te betaal, ook vir myne. Amen, kom ons bid net saam. Here Jesus, dankie vir daardie offer, wat u vir ons gebring het, die volmaakte offer. Ons aanbid u daarvoor. En steeds staan u wyd arms, en u strek het uit na elke sondaar en sê, kom na my toe. Elkeen wat vermoeid en belas is, elke sondaar, kom na my toe. En ek sal julle vryspreek, vir julle vergifnis gee, was in die bloed van die lam. Amen. Vriende, ek dink, dit was so 'n duidelike en kosbare boodskap, die simboliek van die voorbereiding van die Pasga, wat vervul is in die kruis van Jesus. Mag jy dit altyd onthou. Baie seën vir u vir hierdie dag. Gaan hierdie dag in en deur in die bewustheid van die offer wat Jesus vir jou gebring het. Seën vir die dag. Totsiens.